So ja, sit hierdie boekie hier. Daar sy. Hierdie ene hier. So ja, amper klaar. O, hallo maatjies. Het julle dalk vir Joachim iewers gesien? Joachim! Het jy klaar afgestof? Ja, ek is klaar. Daar was vreeslik baie stof, Bernaldus. Ek weet nie waar dit alles vandaan kom nie. As jy mense se stof natuurlik. Almal weet mense het vreeslik baie stof in hulle hare en hulle klere en op hulle hande. En dan val al die stof hier in die biblioteek af. Is jy seker, Christoffel? Die mense lyk nie vir my so stowwerig nie. Natuurlik is ek seker. Dis waarom die mense ons nodig het. Almal weet dat dit Die boekwerm van die biblioteek skoonmaak. Presies. Nou hoe laat is dit? Dis nog nie eers middernacht nie, Christoffel. Wil jy nie vir ons 'n storie vertel nie, asseblief? Nou watter storie wil julle die keer hoor? Vertel die storie van die 3 varkies, Christoffel. Maar ek dink daar is 'n wolf van daai storie, Bernaldus. Jy weet, ek hou nie van stories met wolwe in nie. Julle is al twee verkeerd. Die storie se naam is Die 4 varkies. En daar is glad nie 'n wolf in nie. Is jy seker, Christoffel? Natuurlik is ek seker. Ek het die storie net 2 aande terug weer gelees. Maar wil julle dit nou hoor of nie? Ja, asseblief, Christoffel. As daar nie 'n wolf in is nie. Daar was eenmaal 4 varkies. Hulle het saam met hulle mamma op 'n plaas gewoon. Die eerste 3 varkies was soet en het elke dag heerlik in die modder gespeel en huisies gebou. Maar die 4de varkie was stout en hy het op die ander varkies se modderhuisies gespring. Hoi, Christoffel, hoekom het hy dit gedoen? Van stoutheid natuurlik, Joachim, maar nou dat ek vertel. Op 'n dag sê die eerste 3 varkies vir hulle mamma: "Ons gaan wegtrek van die plaas af en vir ons huisies in die veld bou. Daar sal die stoute 4de varkie dit nie kan platspring nie." En so stap die 3 varkies toe die veld in. Na eentjie stap hulle verby 3 mans. Die een man stoot 'n waantjie met strooi, die ander man stoot 'n waantjie met stokkies en die derde man stoot 'n waantjie vol bakstene. "Kan ek asseblief van jou strooi kry om vir my 'n huisie te bou?" vra die eerste varkie. Die man gee vir die varkie van die strooi en hy bou vir hom die mooiste huisie daarvan. "Kan ek asseblief van jou stokkies kry om vir my 'n huisie te bou?" vra die tweede varkie. Die man gee vir hom van die stokkies en hy bou vir hom die mooiste huisie 'n entjie verder met die pad af. Die derde varkie vra of hy van die bakstene kan kry en hy bou vir hom die mooiste baksteenhuisie nog 'n entjie verder met die pad af. Maar o aarde, toe die eerste varkie by sy venster uitkyk, sien hy 'n wolf! 'n wolf! Ek sê wat daar's 'n wolf. Hoe kom jok jy vir my, Christoffel? Daar's nie 'n wolf van die storie nie, man, laat ek nou klaar vertel. Toe die eerste varkie by die venster uitkyk, sien hy die stoute 4de varkie. En kan julle dit glo? Daar blaas die 4de varkie die huisie van strooi plat. Hy is so stout. Ja, baie stout. En die 4de varkie blaas toe ook sommer die 2de varkie se stokkies huisie om. En toe besluit die 2 varkies om maar liewer by hulle boetie in die baksteenhuisie gaan woon. Die baksteenhuisie is groot en sterk en die 4de varkie kan nie dit omblaas nie. Die eerste 3 varkies kry hom toe maar jammer en nooi hom binne vir 'n koppie tee. Maar o aarde, toe hulle by die venster uitkyk, sien hulle 'n wolf wat besig is om op die dak te klim. Help! Help! Sien, Christoffel, jy het gesê daar's nie 'n wolf in die storie nie. Ja, maar dis oor die wolf eers aan die einde kom. Luister nou. Die wolf wil op die dak klim sodat hy by die skoorsteen kan inklim en die varkies opeet. Maar die 4de varkie blaas en blaas en blaas so hard as wat hy kan. En daar trek die wolf ver deur die lug. Die varkies het hom nooit weer gesien nie. Die einde. So, dit was amper. Is jy seker die storie is reg, Christoffel? Ek dink daar was net 3 varkies. Ek sê jou, daar was 4.
Hoe anders dink jy dan het hulle die wolf weggeblaas? Ja, Bernoldus. Hoe anders? Ai, tabog.